Timoteus 6. Ons gaan nou saam lees Paulus laaste woorde van die eerste brief van Timoteus, daar vanaf vers 3 tot en met vers 12 vanoggend. As iemand nie anders leer en die instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaan en verstaan niks nie. Maar het 'n sieklike sig na twisvrae en woordestryd, waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid ingewend is, trek jou aan sulke mense. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke, en baie dwaase en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink en verderf en ondergaan. Want die velgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Sover die woord van die Here. Ons wil julle saam in gebed ontbid. O Here, ons Here, op hierdie oggend kom ons na U toe met ons hoofde gebuig en ook, ja Here, met 'n swaar gemoed in ons binneste. Want nog 'n week is verby en ons sien hoe hierdie hitte in die aarde skroei. Ons sien hoe die son alles doodmaak. Selfs in hierdie week het ons nie na hierdie droë aarde gekyk, soos diegene sonder hoop, of soos goddeloses wat U nie het. Nee, ons kyk na hierdie swaar tye waarin ons lewe, en ons het die voorreg om te bely, ons aanbid die skepper van die hemel en die aarde, die God van alle gode, die Heer van alle Here, en die een wie se naam bo alle name is. En daarom weet ons U, o Here, nie aan dit wat ons met die oë sien en met die hande kan vat nie. Nee, ons hoef U nie te meet nie, want ons het selfs die Bybel as handleiding om ons reeds te vertel wie U is en wat U gedoen het. Geen waterdruppel, groot of klein. Geen inbetaling in die bank kan vir ons verlossing bewerk nie. En dit het U reeds vir ons bewerk in Jesus Christus, en daarom staan ons vandag hier as geredde kinders van die lewende God. En daar is nie groter genade as dit nie. En mag dit ook vir ons genoeg wees, maar hoor ook daarmee saam ons smekinge en bepleitinge in 'n tyd van afhanklikheid, want daardeur eer ons U, want wanneer ons tot U nader in gebed, weet ons Here, dit is omdat ons as mens nie kan. U het vir ons daardie kommunikasiemodel gegee om 'n intieme gesprek met U te tree, en ons hart aan U te openbaar, en dit bid ons dan vandag, Here, dat U ons gebede sal verhoor, en dat daar niemand sal wees wat dit gaan meer dan dat ons nou gestraf word vir 'n spesifieke sonde. Nee, dit is 'n gedeelte van die oordeel wat ons beleef. Dit is hoe U ons beproef en ons louter, soos goud en silwer, om dan ons waarde te kry ook in hierdie tyd. Mag ons kinders en ons gemeentelede, selfs ongelowiges, na ons in hierdie tye kyk, met verwondering in hulle oë. Hoe is dit moontlik dat 'n mens kan staande bly met al hierdie versoekinge? Maar die antwoord is Jesus. Jesus Christus, die Seun van God, ons verlosser. En waar dan ook vanoggend die voorreg het om te sien hoe die jong mense hulle geloof bely, vra ons Here dat U in elkeen van ons harte ook sal werk en spreek, dat ons ook weer 'n herbevestiging van ons belydenis sal hê. En dit wat ons vandag hoor en ook sal spreek in ons harte en selfs met die mond,
Dit sal wees oor U en U alleen. Dankie vir dit wat U vir ons doen. Dankie dat ons sien hoe U besig is in hierdie gebroke wêreld om nog steeds as die meester en die kunstenaar te werk en te skilder. Selfs deur al hierdie moeilike en droë toestande. Besef ons die mens kan nie reën bring. Ons vra dan ook so, Here, dat U ons hierdie diens sal seën en dat U by U eer sal waak hou, en dat hierdie geleentheid werklik sal strek tot eer en verheerliking van U naam, uitbouing van U koninkryk en stigting van elke jong mens vanoggend se lewe. Dankie dat ons kerk mag wees. Dankie dat ons weet ons is 'n belydenis op 'n rots. En dankie dat ons huis van God kan wees bo op hierdie rots. Seën ons dan ook in hierdie diens, dat U ons sondes en skuld en geregtighede van ons sal wegneem. Ja, daar ons het eerlik en opreg om U bely ons toevlug neem tot Jesus Christus. Om die Bybel wat ons mag lees, leer ons deur die Gees. En Jesus dan bid ons in die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, op hierdie oggend het ons die voorreg om getuies te wees van 'n baie spesiale dag en oomblik in 3 pragtige jong mense se lewens waar hulle die voorreg het om hulle ongetwyfelde geloof in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees te bely voor 'n hele kerk vol getuies, maar ook hulle geliefdes. Hoogtepunt, verseker, enige jong mens se lewe om hulle geloof te kan bely, te weet, te staan. En die waarheid, die riglyn vir hulle lewens is die Bybel. Ook op hierdie dag, hierdie baie spesiale dag, wil ek tog iets met U deel wat in my hart en in my siel brand. Al hierdie tye waarin ons lewe, hierdie omstandighede wat ons ook trotseer. Die vraag wat ons gestel word as tema vanoggend is, het jy ook 'n brandstapel geloof? Het jy ook 'n brandstapel geloof? Ons lewe in 'n wêreld en in 'n samelewing wat baie maklik en sommer baie gereeld sal sê, ja, jy het 'n rotsvaste belydenis, dominee. Baie vinnig en baie maklik sal sê, ja, ek glo. Ek sal vir die Here sterf. Ek sal vir die Here tronk toe gaan. Maar die harde realiteit is, die Bybel laai ongelukkig ook toe. Sonder die een na die ander sien ons in die samelewing floreer. Daar is baie min Bybelse kerke wêreldwyd. Maar ook selfs Bybelse kerke met Bybelse bevreesde mense wat leeg is. Die een Sondag na die ander Sondag, dit daarmee saam met 'n vinnige opgewondenheid van 'n belydenis, ek sal vir die Here sterf. Ons gaan gereeld nie eens kom kerk toe. En daarom dan hierdie vraag vanoggend aan julle 3, dat belydenis van geloof gaan aflê, dan nie meer snei, bidie. Maar ook in elkeen van ons vanoggend hier in die kerk teenwoordig. As ek die vraag persoonlik vir jou stel, het jy ook 'n brandstapel geloof? Wat is jou antwoord? Mag vanoggend se gebeure jou terugneem na die oomblik waar jy die voorreg gehad het om self belydenis van geloof af te kon lê. Mag die Heilige Gees ook ons lei om dit vanoggend weer eerlik en opreg te bely. Ons het pas 'n paar minute terug die onfeilbare heilige woord van God gelees. Hierdie teksverse wat Paulus aan Timoteus rig, dwaal nog in ons gedagtes. Ons probeer nog kop en sterk uit te maak van dit wat ons gelees het. Maar in kort weet ons dat Paulus sê vir Timoteus in vers 12, stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die belydenis voor baie afgelê het. Paulus is besig om vir Timoteus voor te berei om die werk in die Efese voor te sit by daardie gemeente. Hy is besig om vir Timoteus
aan te spoor en aan te moedig om sterk te staan in sy taak as 'n geroepe kind van God. Wat 'n belydenis het, wat al vele kere voor baie mense gesê het, ek glo in Jesus Christus, hy is my verlosser, hy is my saligmaker, hy is my weg, die waarheid en die lewe. Paulus sê vir Timoteus, ek ken jou belydenis. Daarom roep ek jou vir hierdie groot taak wat vir jou voorlê. Ja, daar gaan vervolging wees. Ja, dit gaan moeilik wees. Dit gaan swaar wees. Alles gaan van jou weggeneem word. Maar wat ek weet van jou, Timoteus, is dat jou belydenis 'n opregtheid van hart is. Jy sê nie net sommer, jy is 'n kind van God. Nee, Timoteus, jy is 'n kind van God. Paulus moedig hom dan in hierdie gedeelte aan om baie aspekte van die samelewing te vermy, van dit dan weg te hardloop en te jaag om die goeie stryd te stry van ware geloof, om die stryd van die Here Jesus Christus te stry in die samelewing in jou elke dag. Eintlik 'n baie goeie oproep of roeping vir enige kind van God is gaan uit en gaan doen dit. En nou kom die vraag reguit na ons toe vanoggend, geliefdes in ons Here. En jy moet met jouself eerlik wees. Wanneer jy Jesus bely, wanneer jy hom bely, bely jy net 'n naam. Net 'n naam, Jesus. Of bely jy hom met alles wat in jou is en alles wat jy besit, selfs al word alles van jou weggeneem. Jy bely Jesus Christus, die opgestane Seun van God. Bely jy hom so dat jy bereid is om vir hom te lewe wat dalk 'n makliker pad is, maar selfs ook te sterwe. Nou, ons is nie daarvan gevry word. As jou geloof, jou belydenis van so gehalte dat jy bereid is om nou te sterf. Jy het nie tyd nodig nie, die saak's reg. My lewe is reg. Daarom wil ek dan vanoggend ons gedagtes terugneem na die geskiedenis toe, na die tydperk 155 na Christus, en ek wil dit vanoggend bekendstel aan 'n godvreesende man wat met diep spore geloop het in die gemeente van Smyrna, die biskop van Smyrna, met die naam van Polycarpus. Hy was al 86 jaar oud gewees in die jaar van 155, maar hy het 'n besondere voorreg geniet. Hy het die voorreg gehad om as kind voor die apostel Johannes groot te word, en die apostel Johannes het hom geleer aangaande die blye boodskap en die evangelie van ons Here Jesus Christus. Wat 'n voorreg het daardie kind nie gehad om die openbaring van God te hoor by iemand soos die apostel Johannes nie. Die apostel Johannes nie. Maar hy het in hierdie geloof opgegroei en aan hierdie geloof bly vaskou. Vir 86 jaar lang het hy ononderbroke die Here geloof, geprys, aanbid en gedien. Nooit, ten spyte van alles, het die Here Jesus Christus, die Seun van God, hom in die steek gelaat nie. Selfs toe dit baie goed en maklik gegaan het, maar ook toe dit baie moeilik, baie swaar en lewensgevaarlik gegaan het, het hy geweet, die Here sal my nie teleurstel nie. Dit beteken nie, hy het gekry wat hy wil hê nie, ons gaan nou sy verhaal vir hom vertel. Maar hy geweet selfs daarin, sal die Here hom nie teleurstel nie, want sy lewe eindig nie hier op aarde nie. En toe kom daar 'n dag daar in 155 na Christus. En die Romeinse owerhede begin met 'n drastiese, wrede vervolging. Dis letterlik twee paaie. Of jy bely die keiser as Here en jy leef, of jy bely die Here Jesus Christus as Here en jy sterf, maar 'n wrede, vernederende dood.
Die bose wêreld van daardie tyd is nie veel anders as die bose wêreld wat ons vandag van in koerante en sosiale media van lees. En nou begin hierdie Romeinse soldate met hulle veldtog van vervolging uitmoord, maar hulle soek vir Polycarpus. Hulle is op soek na hom, want hulle weet, selfs die goddelose vyande weet, hierdie man is 'n man van God. Hierdie man is 'n godvreesende man wat baie groot invloed in die kerk van Christus het. En as hulle kan regkry dat hy hierdie woorde, Kyrios Keiser, kan spreek, die Keiser is Here, as hy dit kan bely, dan weet hulle die res van die gelowiges sal baie maklik volg. Nou Polycarpus, daar die ou toppie, hy kon sekerlik weggekry het vir die Romeinse soldate. In daardie tyd was dit nie baie moeilik om jouself te vermom nie, so hy kan homself vermom het. Hy kan selfs gevlug het met 'n groep van ondersteuners, mense wat sy navolgers was, wat hom kon help en dalk in 'n ander dorp, miskien dalk ook 'n kerk van Christus gevestig het. Polycarpus het geweet, soos daai baie bekende vers wat ons sê, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat vir my krag gee. Ek is tot alles in staat deur hom wat my in sy hande dra. En vasgeklou in sy ware geloof wat gewisse kennis en 'n vaste vertroue is, en hy het gebid. Wat was die uitkoms gewees? In 'n droom sien hy hoe sy kussings aan die brand gesteek word, en hy stap na sy vriende toe, die mense vir wie hy lief is, en hy sê vir hulle, ek gaan lewendig verbrand word. Ek het al daarin gedink wat die Christene moes deurgemaak het. Hy sê vir sy vriende, ek gaan lewendig verbrand word. Genoeg rede om sekerlik reeds weg te hardloop, maar ook selfs al genoeg rede om die Here te verloon. Ek dink mense sal sekerlik verstaan het. En dit wat vir hom voorlê is nag. Maar die wonder van die Heilige Gees is die Heilige Gees stel in staat om die onmoontlike moontlik te maak. Hy weet die Here sal hom nie los nie, want as jy 'n kind van God is, dan bly jy 'n kind van God. En na al hierdie gebeure is Polycarpus gevange geneem, en hy was baie rot en baie onbeskof gehanteer. Hulle wou gehad het dat sy lewe so ongemaklik as moontlik moet wees, sodat hy sommer vinnig die keiser kan bely as die Here. 1, 2, 3, en sy probleem is uitgesorteer. Maar nie die waarheid nie, dis nie wat gebeur het nie. Polycarpus swyg nie. En hy word daar in 'n stadion ingesleep voor 'n magdom van mense wat skree as ware brul daar die hele stadion van mense wat opgewonde is. En die Romeinse owerhede kyk na die ou man, moeg, uitgeteer en hy het niks, en sê vir hom, vloek Christus, laster Christus, bely hier voor al hierdie mense, Jesus is niks nie, en jy sal lewe, ag jy is 'n ou man, wil jy jouself nog werklik met hierdie moeite en pyn en vernedering opspeel? Ons gees is ook die prentjie sien van 'n 86-jarige man wat wreed behandel word. Ons weet hoe ons voel as ons lees van iemand wat in 'n bejaardehuis of 'n ouerhuis wreed hanteer word. Dit raak ons harte, dit maak ons seer. Hierdie man word erger as dit gehanteer. Hoor sy belydenis. Hoor wat sê hierdie man van God, gelei deur die Heilige Gees, helder, reguit en sonder vrees. 86 jaar lank het ek die Here gedien. En hy het my nooit leed of kwaad aangedoen nie. Hoe kan ek my koning en my verlosser vloek? Die skare word mal. En wat skree hulle? Woorde wat echo in ons gedagtes as ons aan die Here Jesus Christus dink.
Brand hom, daardie ateïs, man van God. En bind hom vas, pak hout op die stapel, en steek hom lewendig aan die brand. Maar die verhaal raak nou nog meer interessant, want volgens die oorlewering van ooggetuies, en wat deur die kerk van eeue aanvaar word, het die volgende gebeur. Hulle steek hierdie stapel aan die brand, met vlamme wat enige mens sal verskroei, maar vir een of ander rede, en hierdie vlamme nie vir Polycarpus gebrand nie. Dit het hom nie gebrand nie. Dit is soos 'n seil vol wind rondom hom versamel. Die ooggetuie sê dat sy liggaam het gegloei soos silwer en goud in 'n oond. Die vuur brand en die hout word verbrand. Maar hierdie man wat Jesus Christus bely het, hy nie. Die skare word weer stil. Maar hierdie keer vir 'n ander rede, want hulle sien iets wat hulle nie kan verduidelik. Hulle sien iets wat hulle nog nooit ervaar het nie. En uiteindelik moet hierdie Romeinse owerhede 'n punt bewys, en een van die Romeinse soldate verloor sy meer in pierwoede, vat hy sy dolk en hy steek vir Polycarpus daar in die brandstapel dood. Verder in ooggetuies vertel vir ons dat daar het so baie bloed uit Polycarpus uitgekom, dat hierdie vuur totaal en al uitgeblus was. Maar sy siel, hoe geliefdes, die troos, wat ons in die Heidelbergse Katekismus vra en antwoord 1 kry, waarom vind ons troos in lewe en sterfte, dat ons aan Christus Jesus behoort, sy siel was reeds veilig by sy Vader. Polycarpus se belydenis was nie bloot net woorde nie. Hy het nie deur Jesus Christus se naam rondgegooi, soos wat vandag nog steeds baie gebruik word nie. Nee, sy geloof was 'n brandstapel geloof gewees. Hy het nie gesê ek glo in Jesus nie. Hy het letterlik gesê ek sterf vir Jesus. Nie sal sterf nie. Hy het gesê ek sterf vir Jesus. Kyk na Paulus wat hierdie brief aan Timoteus skryf. Ons ken sy lewe baie goed. Hy sê vir Timoteus, stry die goeie stryd, bly in die waarheid, wandel, moenie links of regs daarvan afwyk nie. Jy gaan dit nie lekker kry in die tydelike lewe nie, want die beloning is groot. Die beloning is groot. Paulus het nie net gesê Jesus is sy verlosser nie, hy het geleef. Hy kon oor niks anders roem as oor die naam en die werke van ons Here Jesus Christus nie. En hy was keer op keer in die tronk gegooi, rof en onbeskof behandel. Elke liewe dag van sy lewe gevrees om te sterf, met stokke geslaan en vele meer. Doch kom Paulus met van die bekendste teksverse in die Bybel. En hy sê in Romeine 8 van vers 31 tot 39, as God vir my is, wie sal teen my wees? Niks sal my kan skei van die liefde van God, maar in Christus Jesus ons Here is nie 'n swaard nie, en selfs ook nie volgens Polycarpus die vuur. Paulus se belydenis, gelei deur die Heilige Gees, sê hy in Filippense 1 vers 21, die lewe is Christus en die sterfte 'n wins. As jou lewe Christus is, is dit gemaak, jy kan vandag sterf. Die manne het diep spore met bloed geloop. Ons kom soms onvoorbereid eers kerk. Paulus het nie net gepreek nie, hy het geleef en hy daarvoor gesterf. Volgens die oorlewering van ooggetuies word nie genoem nie, is hy later onthoof vir presies sy onwankelbare geloof. En die apostels wat ons so goed ken, die navolgers van Jesus Christus,
Baie van hulle het breed gesterf. Ons dink aan Petrus wat onderste bo gekruisig is. Jakobus wat met 'n swaard in sy nek gesterf het. Ons dink aan Johannes wat verban is na die eiland Patmos toe alleen saam met sy Here. En dan kan ons ook nie anders nie as om te dink aan die eerste martelaar, Stefanus wat op 'n klippe dood gegooi is en selfs in sy dood angs het hy uitgeroep: Here Jesus, ontvang my gees. Terwyl hy op 'n klippe doodgooi. Ontvang my gees. Ek gee myself aan U oor. Al hierdie geloofshelde en een ding in gemeen gehad. Dit was hulle belydenis. Jesus Christus is Here. Al kos dit my lewe. Kyrios Christus. Jesus Christus is Here. Sonder dat ons daarvan bewus raak, is daar een persoon wie volmaakte belydenis gehad het. Dit was die Here Jesus Christus self. Hy het nie oor liefde gepraat nie, hy het liefde gewys. Hy het nie gesê, ek is die weg nie, maar hy het vir ons die weg kom word. Van geboorte af was hy verneder en hy moes antwoord op die mense by wie hy gekom het, uitroep en skreeu, Barabbas, Barabbas, kruisig hom, kruisig hom. Maak hom dood, ons soek hom nie. En wat doen hy? Hy vlug nie, hy vermom homself nie, hy vat die kruis, dra dit op sy skouers, en hy loop die pad van lyding, en hy laat toe dat hy sy hande en sy voete deurboor met spykers. En hy beleef die Vader hom verlaat, en sy bloed het gevloei, sodat jou naam en my naam in die boek van die lewe geskryf kan word met sy bloed. Hy kon dit vryspring. Ek dink as hy na ons lewens kyk, wonder hy dalk nie, hoekom het hy dit nie vrygespring nie? Hy kon homself van daai kruis afgehaal het, maar hy het nie. Hy het dit vir jou gedoen, want weet ons hoekom? Ja, Jesus is ons belydenis, maar jy is sy belydenis. Hy was bereid om te sterf vir jou, sodat jy kan lewe. Nou die broers en susters staan ons hier vanoggend. Die wêreld is nie baie anders as Smyrna nie. Hulle sê dalk nie hardop vloek Jesus of laster Christus nie, maar wat die wêreld juist vir ons sê vandag is gee op jou beginsels. Pas asseblief aan. Moenie so ernstig wees oor jou geloof en die Bybel nie. Dis nie die moeite werd nie. Daar is nie 'n lewe hierna nie. Ons staan nog nie eers op 'n brandstapel nie. En dan span ons met dalk vanoggend en sê, ja, ek het 'n brandstapel geloof. Die uitdaging van Paulus se woorde vanoggend. Ons staan nog nie eens op 'n brandstapel nie. Ons lewens lyk al reeds soos diegene wat nie bereid is om vir Jesus te sterf nie. Daarom sny hierdie vraag in ons harte, almal van ons harte. Wanneer jy Jesus bely, is jy bereid om vir hom te lewe en te sterwe. Nie eendag in die hemel nie. Nie as die omstandighede dalk bietjie makliker op gewens is nie. Nie as almal saamstem nie, maar nou. Ja, daar in jou kantoor, wanneer die naam van die Here gespot word, in jou huis, wanneer die versoekinge loer, in jou huwelik, wanneer dit nie God gerig is nie. In jou hart waar die twyfel fluister, gee op, dit maak te seer, dit is nie die moeite werd om aan te hou, maar selfs ook langs 'n droë land. Of tussen 'n klomp siek vee. Wanneer jou bankbalans jy nie toelaat om te lewe nie. Of langs die bed van iemand wat 'n dodelike siekte het, selfs daar, moet jy Jesus bely. Maar as jou belydenis maar net 'n naam is, en word dit deur die wind weggewaai, dit word deur die droogte uitgedroog en dit word deur die pyn verbreek, dit word deur die verlies gesteel en die woede oorweldig, en die versoekinge verkrummel het. Maar as jou belydenis 'n brandstapel geloof is, dan sal jy leef soos iemand wat sê, al brand die wêreld om my, al voel ek dit aan my vel skroei, dan neem hulle my lewe. Jesus Christus is my koning. Hy is my lewe en ek bely hom. Selfs al moet ek sterf.
Jy sal teen alles en enige iets weerstand kan bied. Fisies, geestelik en emosioneel. As jou belydenis randstapel vir belydenis is. Maar is baie waarde om die woord van God te ken. Die Vader, die Seun, die Heilige Gees te ken. En dit stel jou in staat om sterk te staan. En ek wil afsluit. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Niks kan ons van ons skei nie. Polycarpus het dit bewys, Paulus het dit bewys, die apostels en vele meer het dit bewys. Want die Here Jesus Christus het dit vir jou kom bewys. Met sy lewe, sy bloed en sy opstanding. 155 jaar na Christus. As daar mense bereid om vir Jesus te sterf, dit kan ek en jy ook wees. Ons kan dit ook wees in hierdie wêreld. Jesus sal jou